Hoofstuk 5, word gementor. En hierdie is 'n baie belangrike hoofstuk. Onthou ons het in hoofstuk 4 gesê, Jesus het sy disippels 2 uitgestuur. Nou is ons direk na dit. In Markus 6 vers 30 lees ons, die apostels het na Jesus toe teruggekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen het en wat hulle die mense geleer het. So die disippels het teruggekeer na die Here Jesus toe. Waarvoor? Wel, vir evaluasie. Jesus moes evalueer hoe dit gegaan. Hy moes regstellings maak en hy moes deurlopende opleiding gee. En dit is die proses van mentorskap. Onthou nou, ons is besig om hierdie 6 fases te werk en ons kom nou by die 5de fase. Die eerste fase is, Jesus het hulle geroep en toe, die tweede fase, hy het vir hulle gewys. Hy het vir hulle gewys wat hy kan doen, daar was wonderwerke gedoen. Fase 3 is, hy het hulle geleer en toe het ons in fase 4, wat die vorige hoofstuk is, hy het hulle uitgestuur. Maar in hierdie hoofstuk, in hoofstuk 5, het hy hulle teruggeroep en hy het hulle verder afgerig. En dit is wat mentorskap is. Wat het gebeur in daai mentorskapfase? Wel, hy het geëvalueer. Hy het hulle gevra, hoe het dit gegaan? Wat het gebeur? Jesus luister na hulle terugvoering en is opgewonde oor wat gebeur het en dat hulle die duiwels kon uitdryf en dat mense gesond geword het. Kan jy dink hoe wonderlik was dit toe hulle met opgewondenheid sê, Here, jy sal dit nie glo nie. Selfs die duiwels het na ons geluister en die siekes het gesond geword. Daai opgewondenheid, ek kan nie dink hulle gesigte het gestraal. En net so moet ons ook evaluasie doen wanneer ons uitgestuur word en terugkom. Jesus het nog 'n ding gedoen en hy het hulle laat rus. Hy het hulle een kant toe geneem want hulle was baie besig en het hulle verder geleer. Jesus het ook hulle menslikheid herken. Daar was ook regstellings nodig gewees om te maak. Ons lees dat op 'n stadium kon die disippels nie die duiwels uitdryf nie. En Jesus spreek hulle aan, hom sê dis omdat julle nie glo nie, is omdat julle nie bid nie. 'n Ou vertaling sê is omdat julle nie vas nie. Jesus het 'n baie hoë verwagting gehad van sy disippels. Onthou, hierdie is die manne wat die wêreld moes omkeer. En dis ook van toepassing op ons. Ek en jy moet weet, dat die Here koester 'n hoë verwagting oor my en jou. Wanneer dit kom by disippelskap, moet ons weet, net soos wat die disippels in daardie tyd die evangelie moes vestig, is dit my en jou beurt om die evangelie te vestig in ons woonbuurte, in ons omgewing, tussen ons kinders, tussen ons skole en in ons gemeenskap.